ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 263. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Baie belangrik is dit Armageddon, dis die A4 boek, dik, amper 500 bladsye dik, met die 4 pere op. So belangrik vir die tyd waarin ons lewe vandag, omdat daar soveel snertes wat rondgaan, en leuns wat verkondig word, en propaganda wat gemaak word. En dis essensieel dat ons as Javiste in die bo-natuurlike geopenbaarde woord van Jahwe sal wandel en lewe. En ons sal net weet, as ons geleer word. Paulus kom en hy sê, hoe sal ons weet, as iemand ons nie sê nie? Iemand het een keer vir my gesê, ek word net deur die Heilige Gees geleer en gelei. Toe sê ek, snaaks, in jou hele lewe moes jy geleer het, toe jy in standaard 1 was, standaard 2, standaard 3, het jy boeke gekry wat al moeiliker geword het. Jy het geleer, jy het nie gestagneer nie. Ek sê, so wie leer jou? So dit is belangrik dat ons die inligting in die boeke moet instudeer. En dan sal ons weet, om nie die ouens te glo, wat hulle met snert kom, soos 23, 24 September se wegraping en die goed wat in Israel aangaan. Ek wil net sê, daar staan 'n video waar Donald Trump die parlement van Israel toespreek vir oor 'n uur, meer as 'n uur, en waar hy seker 20, 30 keer staande ovasies gekry het, waar die mense vir hom hande geklap het oor dit wat hy reg gekry het met die Palestyne en dan Iran, Irak en al die ander ouens, en om vrede te bewerk. En dan sê hulle, dis die 7 jaar vrede. Hulle sê die Abraham verdrag. Daar bestaan nie so ding soos Abraham verdrag nie. Dis hoekom die goed bly breek. Dis hoekom die goed bly opblaas in hulle gesigte. Dit hou tydelik. Dis nie 'n verdrag soos wat hy sê in Daniël 9:27 nie. En dan gebruik hulle die skrif Daniël 9:27 vir 1 week gaan hy 'n verdrag sluit. Ja, maar hulle lees nie. Hy sê, in die middel van die week gaan hy dit opmos. Nou, hoe maak hulle verdrag vir 7 jaar? En dan weet hulle, hy gaan, as hulle ons nou weet, is Daniël 9:27, dan weet hulle ons, hy gaan verbreek word in die middel van die week. Ek moet net sê, moenie daai video ook glo nie. Dis ook, hy's vol godsdienstige dogmatiek leuns. Hy's eintlik ingespuit met dit, sodat dit goed klink op die oor, maar is nie die waarheid nie. Sou jy belangstel in enige van my boeke, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722367124, soos hierbo, webtuiste https://javashua.co.za. As dit die eerste keer dat jy na die reeks kyk of luister, is verskriklik welkom, en gaan na deel 1, begin voor, jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, jy moet ook die kontakte vir die vriende en vir hulle wat jy die verstuur. Hierdie reeks is lewensveranderend, skryfblok, pen en papier, 33/53 Bybel, uiters noodsaaklik. Kom dan bid ons vanmôre saam. Vader Jahwe, ons kom as Javiste en ons sê, hoe groot en goed is dit om U te ken in die krag van die opstanding van Javashua. Ja, ons sou U nooit geken het as dit nie was vir Javashua nie. Baie dankie dat U ons die guns gegee het, dat ons in die bo-natuurlike geopenbaarde woord wedergebore kon word. Salf die woord vanmôre, dryf dit deur die Ruach en gee vir ons ontvanklike harte, nie net harte nie, maar sielste mensies en geestelike ore, om te hoor wat iemand ons deel. Ons vra dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua, en elke Javiste sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Provanus. Vertrou dat vanmôre 'n groot seën vir u gaan wees. Ons is besig met die boek Spreuke,
En vanmôre begin ons nou met Spreuke hoofstuk 16. Ek wil net sê, ek het verskriklik baie komplimente gekry oor die demonstrasie met die water om die eenheid te bewys en nie 'n drie eenheid nie, Trinity nie, en ook hoe dit Jaffa is wat vlees geword het in Jafashua, omdat hy nie self aarde toe kon kom in die volheid van sy grootheid nie. Almal sou gesterf het wat hom sien, maar hy ledig hom in Jafashua, Jesaja 53 vers 1, die regterarm op die regterhand, wat dan vir ons kom lei het. En dan sê 1 Timoteus 3 vers 16, en onteenseglik die verborgenheid van die bonatuurlikheid is groot. Jaffa is geopenbaar in die vlees, geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Jaffa almagtig was nooit in die hemel en opgeneem nie. Hy was nie op die aarde gewees nie, maar hy was eintlik, as ons verstaan wat hy sê, daar waar Johannes die onderdompelaar Jafashua onderdompel, dan sê Vader uit die hemel, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Met ander woorde, deur wie ek gaan funksioneer. Halleluja. Daai welbehaag beteken funksioneer. Ek wil nou nie weer die hele reeks oorpreek van die regterhand nie, maar baie dankie. En dis die doel van dit alles, is dat ons verstaan wat Jaffa vir ons sê. Ek wil net sê, as jong kind van 10, 11 jaar te gesien hoe my pa met die pastore en predikante gesit het, en as hy daai demonstrasie met die water gedoen het, dan hardloop hulle weg, hulle kom nooit weer terug nie. Want onthou, 99% van die kerke, die protestante kerke, glo aan 'n Trinity Godhead, 'n Vader, Seun, Heilige Gees teologie, maar in terme van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dis nie hoe hy sê nie. Dis die Vader, die Seun en die Ruach HaKodesh, halleluja. Maar dit gaan oor die naam. Daar in Matteus 28:19, waar Jafashua vir sy disippels sê, gaan onderdompel die mense in die naam. Naam nie name nie, enkelvoud. Dit as jy dit kan lees en verstaan, met die kerkbril afhaal, onderdompel hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Ruach HaKodesh. Dan sê hy onmiddellik verstaan, dit is een naam. Dis die Seun en die Vader en die Ruach besit eintlik dieselfde naam. Halleluja. Hulle funksioneer in 3 tydperke as een, soos ek verduidelik het. In die Ou Testament, in die 613 wette, was dit Jaffa, deur middel van die wet oor Israel. 2000 jaar gelede met Jafashua op die aarde, was dit Jaffa by die volk Israel. Vandag, vandag 2000 jaar gelede tot vandag 2025, is dit Jaffa in elkeen van ons deur die Ruach HaKodesh. Steeds is dit hy wat funksioneer deur die Seun, die Ruach en homself. Halleluja. Goed, ons keer terug na Spreuke hoofstuk 16 deel 1. Loof die naam van Jaffa. Wat 'n voorreg dat ons net met die woord kan sit. Ons het niks anders om uit te funksioneer nie. Ons het niks anders nie. Praat met 'n dametjie wat 'n klomp boeke gekoop het, hier van Montana, Pretoria, en sy sê vir my, prof, vandat ek tot die woord gekom het, my hele lewe het verander. Sy sê, ons kan nie genoeg kry van Bybelstudie nie. As ons 'n geleentheid het. Ons praat nie oor ander mense nie, ons het nie lus om rond te kuier nie, ons het nie lus dat mense by ons kom kuier nie, ons is in die woord, in die bonatuurlike geopenbaarde woord. Nou ek sê altyd, ek sê dis soos verdowingsmiddels, as jy dit begin gebruik, dit affekteer jou hele lewe, jy kan nie sonder dit wees nie, jy het dit nodig, en dis wat die woord doen aan 'n mens, en dis wanneer ons kan verstaan, en weet jy wat is nou die lekker van dit, is die feit dat ons dit geniet, om Bybelstudie te doen, want skielik het die woord vir ons betekenis gekry. Ek sê vir die feit dat jy vandag die skrif kan lees, en tussen die lyne kan lees, ek het nie nodig om vir jou te sê hoe jy tussen die lyne moet lees nie, jy sien dit self dadelik raak. Sy sê, prof, die feit dat ons by jou geleer het, om elke letter te lees, never mind om 'n sin in 'n woord te lees, 'n letter, 'n klein lettertjie en 'n hoofletter,
Sy sê net dit het die Bybel vir ons oopgemaak. Maar kyk hoe werk Jaffa. En dis hoe ek sê, die meer ons studeer in die woord, die groter en sterker word ons in Jaffa. Nie ons eie krag of iets nie, deur die salwing van die Roog. Nou, koning Salomo praat nou vanmôre met ons in Spreuke 16 vers 1. Hy sê die planne van die hart is vir die mens. Planne van die hart, dis nie die hart, dis die sielste mensie. Dit weet jy nou, die hart is beeldspraak vir my sielste mensie. Die planne van my sielsde mensie is vir die mens. Die planne wat hulle maak, is vir hulle. Maar ons as Jafiste maak ook planne. Die wie in besigheid is, bestuur hulle besigheid deur planne te dink, planne te beraam en kontrakte te beding en sekere goed tot uitvoere te bring. Die planne van die sielse mensie is van die mens. Maar die antwoord van die tong kom van Jaffa Almagtig. Hy sê kom van die Here. Nou as jy die 33 Bybel het daar, 33, 53, dan sien jy dat daai Here is als hoofletters. Halleluja. Nou snaaks dat toe ons voor ons verlig geraak het, tot die bonatuurlike openbaarde woord gekom het ons dit nooit eens raak gelees nie. Daar was tye in my lewe wat dit my bekommer het. Hoekom partykeer die Here met een hoofletter H en ander kere die Here met als hoofletters. En wanneer dan Here met 'n klein lettertjie skryf, dan weet ek meen Here of Heer, wat beteken diensknegse se meester. Die Here is meester. Maar Here als hoofletters, H-E-R-E, net so groot hoofletters. Want as ek gaan kyk in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, waarvan ek 'n paar het, wat erfstukke is, dan sien ek dat wanneer hy in my 33 Bybel sê, Here, soos hierso, dan sê hy in die 33, sê hy in die Restoration Bybel, Jaffa. En Jaffa spel hy nooit met klein lettertjies nie. En Jaffa-Shua spel hy nooit met klein lettertjies nie. So dit staan, Here, Jaffa. Jy sien, hulle het gaan uithaal uit die oorspronklike teks. Nou kan jy meer dit vir iemand verduidelik. Verduidelik net vir my. Hoekom staan Lord in die 1611 King James Bible als met hoofletters geskryf? En as ek kyk na die Restoration of the Original Sacred Name Bible, dan sê hy vir my, Jaffa hoofletters. Dis kon het gedoen he. En dan later dan verkrag hulle die woord, dan kom hulle met een hoofletter te. Daar's nêrens waar jy die woord Jaffa in die Restoration Bible kry. En nou praat ek nie van die 1611 Emphasis Bible. Dis 'n demoniese Bybel daar. Dis nie Westcott en Hort se Bybel nie. Ja, die ouens kom en sê, ek het 'n saak met dit wat hulle sê nie. Die feit dat hy die Baalname wegvertaal het. Hoekom sê hulle weer terugvertaal in 'n ander vertaling? Waaroor sal hy die 1611 King James Bible gebruik en as die basis vir die Restoration Bible? En dan net, dit was in 1860, en dan 40 jaar later, dan kom hy en hy skryf 'n ander Bybel, wat hy seker die res van sy lewe aan moes gewerk het dan, om weer al die name terug te bring. En dan gaan hy erger, dan praat hy van Yahweh en Jehovah, waar dit nie was in die vorige Bybels nie. Maar ek sien Jehovah en die name kom voor in die Westcott en Hort se 1881 New King James. En dan gaan ons verder, International Version, Living Word, sien ek hulle praat so van die woord. Lekker wanneer ons net oor die woord kan praat, en dis baie belangrik as partykeers om 'n preek te lewer, is om net by die vloei van die Ruach te gaan. Waar Jaffa met ons iets anders te wil deel, om ons tot die attentie te bring, tot die kennis te bring. Want attention is nie attention, is 'n direkte vertaling. Dit is tot die kennis van die bonatuurlike woord te wil bring, om u en my toe te berei, om meer bruiksaam te wees in sy hande, groter instrumente te word. Ek kan onthou toe ek op die ambag begin werk het, ek het van jongs af met 'n ek weet nie, moet ek sê 'n slypermasjien, 'n grinding masjien
geleer werk en te leer sny en die goed. Maar wanneer jy dan in die fabriek begin werk, waar ons ketelmakers werk gedoen het, dan kom jy agter as groot masjiene en goed wat jy nie die eerste dag op gaan werk nie, maar soos die tyd aankom en jy sien die ambagsmanne werk met dit, dan kry jy raak meer gemaklik met dit en later probeer jy hier en jy probeer daar. En dit is so. En dieselfde met die woord. Soos wat Jaffa sien ons vorder in die woord, so bedien hy ons met meer uitdagings in die woord. En om ons te slyp in die woord. En dis waaroor ek ook glo dat Jaffa toelaat van tyd tot tyd dat ons deur sekere stryd gaan met van hierdie NAR ouens en hulle kom met sekere goed, hulle jou intrek en ons het 2 jaar van dit gehad, maar weet jy wat, ons het niks met dit te doen meer nie, soos in absoluut niks nie. Hulle het hulle uiterste probeer om ons terug te trek, stel nie belang, ek kyk nie as hulle goed, ek wil nie hulle goed eers van hoor nie. Weet jy hoekom, want dit is snert. It's a waste of time and place in gewone Afrikaans. Want dit is tyd dat ons kon gebruik het om eerder ons voor te berei het op van die ander reekse waarmee ons besig is. Planne is vir die hart, is vir die mens. Die planne van die hart is vir die mens, is vir die mens, is die mens. Maar die antwoord van die tong kom van Jaffa Almagtig. Halleluja. Nou ons weet Here beteken Jaffa Almagtig. Nou in die Restoration sê hy net Jaffa. Ek hou van die byvoeglike woord Almagtig. Hy is net Jaffa nie. Almagtig, Almighty. Die woord sê hy wat net dink en dit gebeur. Hy wat net spreek en dit is daar. Dan kyk na Genesis 1, die hele Genesis 1. Dit is net waar hy gespreek het. Hy het nie een ding met sy hande gemaak nie. Hy het selfs mense gespreek, wat nie Adam en Eva was nie. U weet dit, Genesis 1 vers 26, 29. Sê iemand nou die dag vir my weer, prof, dis waar Jaffa met die engele gepraat het. Kom laat ons mense maak. Genesis 1:26. Hy sê kom laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykheid, na ons beeld. Hoe lyk sy beeld? Hoe lyk sy beeld? Wat sê u? Hoe lyk sy beeld? Kom laat ons, hy het nie met engele gepraat nie. As dit engele is wat hy meer gepraat het, dan beteken elke engel is 'n Elohim of 'n God, soos ons dan sê in die 33. Want God beteken voorwerp van aanbidding. Maar dan beteken dat elke engel is in staat om mense te skep. Verstaan? Engele is net dienende geeste, sê 1 Hebreërs 1 vers 14. Jaffa het hulle gespreek, hulle is dienende geeste, 4 vlamme. Hulle was boodskappers. Engele, hy het met sy seun gepraat, toe hy sê, kom laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis. Jy gaan dink bietjie, hoe lyk sy beeld, en hoe lyk sy gelykenis, en hoe lyk sy gees. Tot môreoggend as Vader lewe en gesondheid spaar, Maranatha, Jaffa kom weer, halleluja.